Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën vanmôre, wanneer ons gaan stilstaan by die waarheid van sy woord. Nou voor ons by hierdie gedeelte uit Spreuke 28 kom, wil ek u groet met die woorde van Gesang 195. Ek lees vir u so 2 of 3 van hierdie versies, baie kort versies, baie besondere waarhede opgeteken in hierdie verse. Daar staan: Jesus is my Heer en Koning, wat my woning in die Vaderhuis berei. Wat ek ook ontbeer op aarde, het geen waarde naas wat ek deur hom verkry. Vers 2 sê: sou my swakheid my laat weifel en laat twyfel oor wat in die toekoms wag. Hy gee krag waar ek te stry het en te ly het tot die glorieryke dag. Die 4de vers sê: Gees van God, hou dan my wandel en my handel net aan Christus toegewy. Dan roem ek in sy welbehae al my dae en sal my in hom verbly. Dit is so 'n besondere lied, want dit leer vir ons om te begin dink aan die ewigheid. Dat ons elke dag sal leef in die lig van die ewigheid. En dat ons nie sal vrees wat op aarde gebeur nie, want as God vir my is, wie sal teen my wees? En dan die vaste vertrou om te weet, dat die God wat die goeie werk in my begin het, dit sal volëindig tot op die dag, dat ons hom in sy heerlikheid sal sien, soos hy is. Vriende, mag dit u dan ook lei en begelei, om u oë gefestig te hou op Jesus, die leidsman en voleinder van ons geloof. Ons gaan vanmôre kyk of ons kan stilstaan by Spreuke 28 vers 9 tot 11 en ons kyk bietjie na hierdie gedagte en daar staan: wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Nou vriende, dikwels vra mense my: hoor die Here die gebed van die goddelose? En hier staan baie duidelik: as ek my oor wegdraai van die wet van God, dan luister God nie na my gebede nie, self vir hom 'n gruwel. As ons dink hoe baie maak die Here van gebed in die Bybel. Die Here sê vir ons: bid sonder ophou. Laat ons by elke geleentheid bid in die Gees. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En ons sien hoe die Here 'n hoë premie stel op gebed, in besonder van sy kinders. Dan sien ons ook dat die Here 'n gruwel het in wanneer die goddelose bid. Hulle vra vir hulp wanneer hulle in die nood is, maar hulle is nie bereid om God se wet en God se woord te onderhou nie. Een van die vertalings wat ek nageslaan het, sê: as iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here 'n afskie hê van so 'n man se gebed. Dis nogal aangrypend as 'n mens daaraan dink. Dat daar dinge is wat God 'n gruwel in het, en hy het 'n gruwel in die gebed van die goddelose. Iemand wat die waarheid van sy woord nie hoog ag nie. Nou vriende, as u miskien dink dit is 'n uitsonderlike saak in die Bybel, kom ek lees gou vir u 'n paar ander verse ook. In Spreuke 15 vers 8 staan daar: die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar die gebed van die opregtes is hom welgevallig. U sien, die Here het meer behaag in 'n opregte hart as in al hierdie ander dinge wat ons vir die Here wil gee. En daarom kom die Here en hy stel hierdie sterk vers, hierdie sterk beginsel neer, dat as ons sy wet verontagsaam, sy woord verontagsaam, is selfs ons gebede vir hom 'n gruwel. Die psalmdigter in Psalm 66 vers 18 skryf, hy sê: as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. En dan sê hy: waarlik, God het gehoor, hy het geluister na die stem van my gebed. Wanneer ons bid, vriende, moet ons seker maak dat ons mense is wat wandel volgens God se waarheid en God se woord. Hier staan nie ons moet sondeloos wees nie, maar hier staan ons moet God se woord lief hê. Ons moet dit lees, ons moet dit gehoorsaam, ons moet dit uitleef, en dan sal God my gebed hoor en sal die Here ook my antwoord na die rykdom van sy genade en sy welbehae. Mag die Here vir ons wysheid gee, vriende, dat ons na God sal luister en dat ons dan die vrymoedigheid sal gebruik om na die troon van genade te nader, om barmhartigheid te verkry en genade te vind, om op die regte tyd gehelp te word. Vers 10, kom ons lees gou wat staan daar. Wie die opregtes laat verdwaal op 'n verkeerde weg, sal self in sy eie kuil val, maar die regskaapenes sal die goeie beerwe. Een van die vertalings wat ek nagevors het sê: wie eerlike mense mislei, sodat hulle die verkeerde pad loop, sal self in die gat val wat hy gegrawe het. Die opregte sal voorspoed geniet. Nou vriende, ons sien dit nie altyd op hierdie aarde gebeur nie. Partykeer is daar mense wat opregte mense mislei, wat eerlike mense verlei, wat mense op 'n verkeerde pad, ek wil amper stuur en amper half hulle dwing in hierdie verkeerde rigting. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik: as jy iemand in boosheid lei, sal jy in daai eie boosheid verval. As jy gat grawe vir ander een, sal jy in daai eie gat val. En daarom het God 'n baie hoë premie op opregtheid, op heiligheid en op die standaard wat hy stel.
Daarom pleit ek by jou, as jy mense in boosheid mislei en verlei, hulle rad voor die oë draai, en hulle later in hierdie boosheid verval en in hierdie sondige praktyk van hulle, dan skade en ellende aan hulle eie lewe en ander bring, sal die Here ook hierdie ongeregtigheid op jou laat leerkom. En daarom is die gebed van my hart, vriende, dat ons regtig eerlik sal wees voor die Here, in hoe ons wandel en hoe ons ander begelei, en op watter pad ons hulle begelei. Dink maar net aan kinders in die huis. Die Here sê vir ons baie duidelik in die woord, as ons 'n kind mislei, dis beter om 'n meelsteen om my nek te bind en in die dieptes van die see te val. So, die Here is baie streng oor hierdie saak. Moenie mense op die verkeerde pad lei nie. Die eerste plek, die gevolg is vir jou, jy gaan in daardie gat val. Maar die Here sal ook die genade skenk, om dan die opregtes uit hierdie boosheid te kry, uit hierdie boosheid te haal, en dan ook vir hulle te lei op hierdie pad van voorspoed. Vriende, dit is so, ons sien nie altyd dit sigbaar hier voor ons, en onmiddellik en dadelik nie. En ons bid baie keer, Here, wil U nie vinniger en gouer hierdie saak regstel nie. Maar vertrou op die Here, vriende, op die Here se tyd werk hy. Hy hou die mens verantwoordelik vir hulle besluite, maar God is genadig en barmhartig, en sal ook die verkeerde aan die lig bring, en die opregtes van hart uitlei, om hom te verheerlik. Die laaste versie dan, 'n ryk man is wys in sy eie oë, maar 'n arme wat verstandig is, ondersoek hom terdee. Nou, een van die vertalings sê, 'n ryk man kan dink, hy het die wysheid in pag, maar 'n arme mens met insig sien deur hom. En vriende, jy moet onthou, al die mense wat ryk is nie slim mense nie. Al die mense wat ryk is nie mense wat insig het en wysheid het nie. Glo my, in die 27 jaar in die bediening het ek al met baie mense te doen gekry, uit baie bevolkingsgroepe, ryk, arm, in die jare wat ek golf speel, baie mense al leer ken, en een ding het ek agtergekom, as jy geld het, beteken nie jy het logika, beteken nie jy het insig, beteken nie jy het wysheid nie, en daarom is die belangrike saak hier is, as ons naby God bly, as ons God se woord en sy waarheid lief het, dan gee die Here ons daardie genade om deur ander mense te sien. Om te sien, hierdie ou se fasade, sy voorgee. En kan ons die Here bid vir wysheid, hoe om dan op te tree teenoor daardie persoon. Vriende, dit is so, dit is belangrik, dat ons nie sal kyk na wat mense het, en wat hulle ry, en waar hulle bly nie. Ongelukkig, in ons wêreld, in ons dag en tyd, is dit die norm. Wat ry hierdie man? Waar bly hy? Wat het hy? Wat het sy vrou aan haar vinger? Wat sy juwele het sy, en so is ons besig om kategorieë te stel. Maar die Bybel sê, as ons die wysheid van God het, vriende, kan ons arm wees, dan kan ons baie meer verstandig wees as die een wat geld het. En onthou net een ding, geld hou nie vir altyd nie. Die Bybel sê vir ons, alles is bestem vir die vuur. God gaan 'n einde maak aan hierdie wêreld. Hy gaan 'n einde maak aan hierdie bestel wat ons ken. Daarom vra ek jou, wandel eerder met wysheid en met insig, en vra die Here om jou genade te gee, om nie net mense te sien, vriende, voor oë nie, maar werklik die Here te vra, wys my wie hierdie persoon werklik is, sodat ek ook hierdie persoon met my voorbeeld en met die waarheid van die woord kan begelei. En vriende, ons weet nie, miskien kan die Here daai persoon ook red, en hom tot hierdie reddende genade bring, waar hy besef dat silwer en goud is nie die belangrikste nie, maar het ek vrede in my siel, en is dit wel met my siel. Mag die Here ons genade gee, 'n paar kort gedagtes, mag die Here ons wysheid gee hoe om te leef in hierdie krom en verdraaide geslag. Baie seën vir u, groete en mooi dag verder te raak.